Kind van God, jy sal tog baie goed weet, die grootste deel van ons Bybels word in beslag geneem deur die Ou Testament. Dis nou die wet, of anders gestel die Torah en die profete en ook 'n paar ander boeke. Maar dis nou 'n vraag by baie Bybelgetroue Christene. Hoe moet ons hierdie grootste gedeelte van ons Bybels lees en verstaan en toepas? Want waarom sien die meeste Christene niks fout met die eet van varkvleis nie? Of onderhou ons nie meer die Joodse Saterdag Sabbat nie? Of bring ons nie meer bloedoffers nie? Want al hierdie dinge word tog baie duidelik beveel in die wet, in die Torah. Hierdie is 'n baie belangrike saak. En 'n uiters sentrale gedeelte in die beantwoording van hierdie vraag kry ons in Matteus hoofstuk 5 vers 17 tot 20, waar Jesus dit self baie duidelik aanspreek. Nou, jy sal weet, hierdie gedeelte vorm deel van Jesus se beroemdste preek, die bergrede, wat ons vind in Matteus hoofstuk 5 tot hoofstuk 7. Kom ons kyk na vers 17. Jesus sê, moenie eers daaraan dink dat ek gekom het om die wet of die profete af te skaf nie. Ek het nie gekom om af te skaf nie, maar om te vervul. Nou heel in die begin moet ons onsself die vraag afvra, waarom maak Jesus hierdie uitspraak? Dit klink amper asof hy skerm vir iets, asof hy homself verdedig. Nou as mens na die konteks kyk, sien ons hier is geen direkte beskuldiging van iemand teen Jesus nie. So wat is sy bedoeling? Kom ons kyk net weer na die geheel konteks. In die saligsprekinge, dit is nou die inleiding tot die bergrede, spreek Jesus self mense salig. Gelukkig is julle. Salig in die hoogste sin, want hy sê daarin, wie deel het aan die koninkryk en wie nie. En dis 'n gewigtige saak. Jy sien, Jesus self bepaal dus die norme vir die ingang na die koninkryk. En nou is dit amper logies, dat die vraag by die luisteraars kon ontstaan, die mense wat nou daar rondom Jesus is en hom luister, of Jesus dalk nou die openbaring van God in die wet en die profete verwerp, en sy eie openbaring in die plek daarvan sou wou stel. Is Jesus dan nou hier besig met 'n nuwe vreemde lering, 'n nuwe godsdiens? En dis wat Jesus hier doen. Hy sny nou enige sodanige gedagte by die wortel af. Hy wil duidelik sê, ek het nie gekom om die wet en die profete, met ander woorde, die openbaring wat God reeds gegee het, te ontbind of af te skaf nie. Ek het nie gekom om dit te verwoes of ongedaan te maak nie. Jesus stel dit met ander woorde baie duidelik, dat hy nie 'n vreemde of valse leer verkondig, soos die heidene of die Samaritane nie. Want ons weet, die heidene het nie God se openbaring in die Ou Testament aanvaar nie, hulle dit in totaliteit verwerp. Die Samaritane het wel die wet van Moses aanvaar, maar hulle die profete verwerp. So, Jesus sê hiermee, ek is nie 'n heiden of 'n Samaritaan nie. Ek is 'n gelowige Israeliet. Net terloops, jy sal onthou, dis presies waarvan die Jode Jesus later beskuldig het, dat hy 'n Samaritaan sou wees. Ons sien dit daar in Johannes hoofstuk 4. So, Jesus sê baie duidelik, ek is 'n gelowige Israeliet, wat volgens God se geopenbaarde wil, in die wet en die profete, aan hom getrou is. En die versoeking in die woestyn, waarvan ons lees in Matteus 4, het dit mos baie duidelik gemaak,
hoe Jesus hom juist teen die versoekings van die duiwel verdedig het, deur aan te haal uit die Ou Testament. Jesus het gekom juis om die wet en die profete te vervul. Nou, dis hoe ons die saligspreking moet verstaan. Hy wil sê, in die lig hiervan, naamlik dat ek gekom het om die wet en die profete te vervul, moet julle die lering wat ek aan julle gebring het, die saligsprekinge en ook dit wat nou hierna nog gaan volg in die bergrede, verstaan. Dit bring ons natuurlik alles nou by 'n baie groot vraag. Wat bedoel Jesus met vervul? Nou, daar's uiteenlopende menings hieroor, en dit het nogal baie belangrike teologiese konsekwensies. Daar is 'n siening wat sê dat Jesus hiermee bedoel dat hy maar net self die wet uitvoer en doen. Met ander woorde, dat Jesus nou maar net onveranderd die wet handhaaf. Maar dis nie wat hier staan nie. Die feit is, hier staan nie, ek het gekom om die wet en die profete te doen nie, maar om dit te vervul. So wat beteken vervul? Nou, vervul is 'n term wat algemeen in die evangelies voorkom en gebruik word in verband met die Ou-testamentiese skrifte. Met ander woorde, God se openbaring. Keer op keer lees mens, sodat die skrif vervul sou word, sodat wat die profeet gesê het, vervul sou word. Vervul beteken dus dat dit wat nog onvoltooid is, dit wat nog oop staan, nou kan realiseer, nou 'n werklikheid kan word. Met ander woorde, om die wet en die profete tot vervulling te bring, beteken om dit wat die wet en profete in vooruitsig gestel het, te laat gebeur. So kom ons kry dit net weer als mooi bymekaar. Jesus maak dit duidelik, hy verwerp nie die wet en die profete nie. Hy is nie 'n invoerder van allerlei nuwighede in stryd met God se openbaring nie. Hy gaan juis laat gebeur dit wat die wet, die Torah en die profete in vooruitsig gestel het. In vers 18 versterk Jesus hierdie uitspraak van hom. Amen, of voorwaar, ek sê vir julle, totdat die hemel en die aarde tot niet gaan, sal daar beslis geen jota of titel van die wet tot niet gaan nie, totdat alles vervul is. So Jesus bevestig sy gesag, voorwaar, ek sê vir julle, amen, ek sê vir julle, voordat die hemel, of totdat die hemel en die aarde tot niet gaan, sal daar beslis geen jota of titel van die wet tot niet gaan nie, totdat alles vervul is. Nou, die jota is die kleinste letter in die Hebreëse alfabet, titel is 'n klein vokaalteken, so in hedendaagse taal sou ons sou kon sê, nie eers 'n kolletjie op een i sal tot niet gaan nie. Jesus sê dus, die doel van die wet en profete sal bereik word. Alles wat in die wet en profete staan is belangrik en die doel daarvan sal verwesenlik word. Alles wat aangekondig is, sal vervul word. Alles wat deur God se openbaring aan Moses en die profete in vooruitsig gestel word, sal plaasvind. Ja, eers wanneer die hemel en die aarde verbygegaan het, dan sal die openbaring deur die wet en profete mos nou nie meer nodig wees nie, want dan het alles mos nou klaar gebeur wat in vooruitsig gestel was. Dan sal daar niks meer oor wees wat vervul kan word nie. Dan het die volëinding mos aangebreek. Hier lê iets heerlik in Jesus se uitspraak. Alles wat in die wet en profete in vooruitsig gestel is,
sal tot die bedoelde vervulling kom. Jesus waarborg dit, met 'n goddelike waarborg. Ek sê vir julle, die volledige vervulling van die inhoud van die wet en die profete kom mos nou neer op die volledige aanbreek van die koninkryk van God. Want die wet en die profete het die koms van die koninkryk voorberei en aangekondig. Miskien net 'n klein beeld om dit makliker te verduidelik. Ons ken almal 'n vrugtebloeisel, soos 'n appelkoos of 'n perskebloeisel. Maar ons weet ook, ons eet nie vrugtebloeisels nie. Nee, ons wag dat die bloeisel nou eers moet ontwikkel, ons sou kon sê, vervul word in 'n vrug. Die bloeisel is baie belangrik, maar die bloeisel op sigself is nog nie die vervulling nie. Ons eet nie 'n bloeisel nie. Die bloeisel moet eers ontwikkel, voltooi word in 'n vrug. En dis presies waaroor dit hier gaan. So die boodskap van vers 17 en 18 is baie duidelik. Jesus skuif nie deur sy lering in die saligsprekinge, die wet en die profete weg nie, maar hy laat juis nou die koninkryk aanbreek, waarvan die wet en die profete die voorbereiding en aankondiging was. Kom ons kyk nou 'n bietjie verder na vers 19. Wie dus een van die geringste van hierdie gebooie afskaf en die mense so leer, sal die geringste of die kleinste in die koninkryk van die hemele genoem word. Maar wie dit onderhou en ander daarin onderrig, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. Nou, hier gaan dit oor die luisteraars en hulle houding teenoor dit wat Jesus leer. Die belangrike vraag hier is wat word bedoel met hierdie geringste gebooie of kleinste gebooie, kleinste opdragte? Nou, daar is sommige mense wat dit in verband bring met vers 18, met die wet self, maar as ons bietjie mooi kyk, in vers 18 is daar nie sprake van gebooie nie. Ons het gesien, dit gaan daar oor die totaliteit van die boodskap van die wet en die profete. Oor die totaliteit van God se openbaring wat ten volle sy doel sal bereik. En verder, geringste gebooie kan tog onmoontlik nie na die 10 gebooie of die dekaloog verwys nie. Niemand in Jesus se tyd sou tog hoegenaamd kon dink aan die 10 gebooie as gering of klein nie. So waarna verwys dit? Hierdie kleinste of geringste gebooie verwys na die opdragte, die beginsels, wat Jesus so pas self uitgevaardig het in die saligsprekinge. Onthou, hierdie opdragte wat Jesus in die saligsprekinge uitspel, hy begin ons nou daar by gelukkig, salig is die armes van gees, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele, en dan gaan hy aan, gelukkig is die wat treur, ensovoorts, ensovoorts. Hierdie gebooie, hierdie opdragte is bepalend vir die toegang tot die hemelryk. Nou, natuurlik nie as 'n stel wette waardeur mense self hulle saligheid verdien nie, want ons moet onthou die saligsprekinge fokus op Jesus self. Veral as mens dink aan die laaste een, waar Jesus dit baie duidelik stel, gelukkig is die wat vervolg word ter wille van geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele, en dan sê hy parallel daarmee, gelukkig is julle wanneer die mense julle om my ontwil, beledig en vervolg en vals beskuldig van als wat sleg is. In die saligsprekinge gaan dit oor Jesus self.
Maar nou, hoekom praat Jesus van geringe gebooie, klein? Onthou bietjie, dis die volk Israel wat hier na Jesus luister. Onthou, hierdie mense wat al die wette van die Ou Testament geken het, sou Jesus se gebooie oor sagmoedigheid, oor treur, oor vrede maak, as baie gering ervaar. Dit sou maar vir hulle gering en onbeduidend, onbelangrik kon lyk, want hulle is gewoond aan al die Ou Testamentiese wette, wat insluit die 10 gebooie. Jesus se opdragte is maar klein en onbelangrik in die oë van die mense. Maar juis omdat Jesus die einddoel, die vervulling van die wet, die vervulling van God se openbaring is, juis omdat Jesus die openbaring van God soos in die wet en die profete vooruitgesien het, voltooi het, juis daarom moet mense deeglik rekening hou met sy opdragte. En dit is wat ons moet raak sien. Jesus deur sy lewe en uiteindelik deur sy sterwe en opstanding bring die wet en profete tot vervulling. Ja, in sy lering en in sy lewe. Jesus laat die koninkryk aanbreek. Hy bepaal die voorwaardes vir toegang. En daarom, wie die koninkryk van God wil ingaan, moet eerbied hê vir Jesus en sy opdragte. Spesifiek dan ook hier die opdragte in die saligsprekinge, wat so nietig en gering mag klink. Dit bring ons dan by die laaste vers 20. Want ek sê vir julle, as julle geregtigheid nie aansienlik meer is as die van die skrifkenners en die fariseërs nie, sal julle beslis nie die koninkryk van die hemele binnegaan nie. Nou, ons moenie te veel hier al 'n aanval op die fariseërs en die skrifgeleerdes sien nie. Ons moenie op hierdie punt allerhande kritiek teen die fariseërs wil inlees nie. Jesus het hulle wel later baie duidelik gekritiseer, maar dis nog nie hier die geval nie. Jesus wil net sê dat hy nie teen hulle lering van die wet en die profete is nie. Maar hy stel dit duidelik vir hierdie skare uit Israel. Vir die ingang in die koninkryk moet sy lering, die lering van Jesus, ter harte geneem word. Want Jesus, as die vervulling van die wet en die profete, as die hoogtepunt van God se openbaring, stel 'n hoër standaard. En as mens nou verder in die bergrede lees, dan sien mens dit, dat Jesus verwag van sy disippels om 'n stap verder te gaan as wat die lering van die fariseërs en skrifgeleerdes vereis. Daarom maak hy altyd daai kontras. Ek sê vir julle, nee, julle het in die ou tyd gehoor, maar ek sê vir julle. Jy sien, Jesus, as die vervulling van die wet en die profete, het nou die koninkryk laat aanbreek, en wie deel wil hê aan die koninkryk, moet hom aanvaar. So kom ons vat dit saam. Omdat Jesus juis die openbaring van God, soos vervat in die Torah en die profete vervul, sal elkeen wat erns met God se wet wil maak, respek moet hê vir sy opdragte, vir sy prediking, soos ons dit kry in die saligsprekinge, om sodoende in te gaan in die koninkryk van die hemele. Israel, wat reeds al die wet en die profete het, word hier daarom opgeroep om nou Jesus en sy leringe te aanvaar.
want Jesus laat die koninkryk wat deur die wet en die profete voorsien is en voorberei is, aanbreek. Ja, iets meer as net wetsgehoorsaamheid. Iets meer as net getrouheid aan die Torah is nodig as ek in die koninkryk wil ingaan. Ek het Jesus self nodig. Ek moet sy opdragte ernstig opneem. In die volgende aflewering sal ons dit bietjie prakties deurtrek na 'n paar vrae wat jy dalk ook oor hierdie saak het. Totsiens.